Ons skriflesing vanmôre is daar uit Markus hoofstuk 16. Markus hoofstuk 16 en ons lees daar van die eerste versie af. Ek wil graag eers net vir julle so 'n prentjie wys. As julle nou hier kyk, weet nie of dit al ooit met jou gebeur het, dat jy iewers heen op pad is, en dan skielik is daar 'n obstruksie in die pad, soos hier waar daar 'n rotsstorting was en die klippe die pad heeltemal toe lê. En dit keer dat jy by die plek kan uitkom waar jy wil uitkom. Partykeer is dit nie net klippe nie, maar ander goeder, soos ek onthou op ons familieplaas daar in die Vrystaat was daar 'n spruit gewees wat ons altyd deurgery het na die plaashuis toe, en baie keer as dit baie gereën het, het daai spruit so afgekom dat ons op 'n keer vir 'n week lank nie kon dorp toe gaan nie. So was heeltemal vasgekeer deur die spruit. So gebeur daar baie keer goed wat ons op ons keer om uit te kom by 'n fisiese bestemming. Soos toe my ma verlede jaar oorlede is, toe is ons nou op pad na die begrafnisdiens toe, en toe ons daar by die kruising kom waar ons afdraai Randfontein toe, toe is dit toegemaak daar. Toe kan ons nie reguit aangaan Soweto se kant toe nie, ons kan nie links afdraai Randfontein toe nie, want daar was 'n chemiese storting van 'n myn gewees. Toe moet ons terug gaan Western Area toe, en ons kom deur die dorp, nee, jy kan nie hier deur gaan nie, en ons het lank gesukkel tot 'n verkeersbeampte ons later op 'n paadjie deurgevat het. Maar so gebeur dit baie keer dat ons ernstig dringend by 'n plek moet uitkom, maar daar's goed wat ons verhinder. Maar net so is dit dikwels ook geestelik met ons. In ons lewensreis, dat ons iewers probeer uitkom, iets probeer bereik, en dan is daar klippe in ons pad. Is daar obstruksies, goed wat ons keer, dat ons kan uitkom waar ons wil uitkom. Ek dink nou sommer byvoorbeeld, iemand wat wil gaan leer, en daar's nie geld nie. Dis die klip in sy pad. Of jy werk dalk vir bevordering, maar elke keer word jy oorgesien, want hulle sê vir jou velkleur is nie reg nie. En dis die klip op jou pad. Of jy soek vrede en goeie verhoudings, maar daar's iemand wat 'n fete met jou het, wat 'n ding in die hart het teen jou, en jou altyd beswadder en verdag maak. Of jy probeer om uit die skuld te kom, maar die kar wil nie ophou breek nie, en die wasmasjien is weer stikkend, en dis die een ding na die ander ding. Of daar is iets op jou hart wat jy glo die Here wil hê jy moet doen. Maar is asof daar net die heeltyd blokkasie is. Goed wat jou verhinder om dit te doen. Die gedeelte wat ons nou vanmôre lees, is die geskiedenis van die vroue wat Jesus by die graf wou gaan balsem. Maar hulle het ook 'n klip in hulle pad gehad. Kom ons lees nou daarvan vers 1 af. Toe die Sabbatdag verby was, het Maria Magdalena en Maria die ma van Jakobus en Salome reukolie gekoop om die liggaam daarmee te gaan balsem. Die Sondagmôre baie vroeg kom hulle by die graf aan net toe die son opkom. Hulle vra toe vir mekaar, wie sal vir ons die klip voor die ingang van die graf wegrol? Die klip was baie groot, maar toe hulle opkyk, sien hulle dat dit klaar weggerol is. Toe hulle in die graf ingaan, sien hulle 'n jong man aan die regterkant sit met lang wit klere aan, en hulle het groot geskrik. Moenie skrik nie, sê hy vir hulle. Julle soek Jesus van Nasaret wat gekruisig is. Hy is uit die dood opgewek. Hy is nie hier nie. Kyk, daar is die plek waar hulle hom neergelê het. Maar gaan sê vir sy disippels en in die besonder vir Petrus, hy gaan julle vooruit na Galilea toe. Daar sal julle hom sien, soos hy vir julle gesê het. Hulle het uit die graf uitgegaan en weggehardloop terwyl hulle gebewe het van die skrik. Hulle het vir niemand anders iets daarvan gesê nie, want
Hulle was bang. Ons lees tot daar. Hierdie vroue wou 'n laaste liefdesdaad aan Jesus betoon, deur sy liggaam te gaan balsem. En dis hulle groot begeerte, dis eintlik hulle manier om hulle laaste eer aan Jesus te bring. Hulle laaste keer hulle liefde aan hom te betoon. Maar daar is 'n klip in hulle pad. En hulle weet nie hoe gaan hulle by hierdie klip verbykom nie. Want hierdie klip is baie swaar en hulle het 'n klomp manne nodig om hierdie klip weg te rol. En net so gebeur dit ook met ons, dat ons baie keer met so 'n klip voor ons lewe sit. Ek het gewonder, wanneer is die klip dalk nou weggerol? Was dit terwyl hulle op pad was? Was dit voordat hulle op pad was? Wanneer is dit weggerol? Maar hierdie vroue het geweet van die klip, maar hulle het nie toegelaat dat dit hulle keer nie. En dis die eerste belangrike dingetjie wat ek vanmôre uit hierdie gedeelte met julle wil deel. Al het hulle geweet van die klip, het hulle nogtans gegaan. Die Sondagmôre baie vroeg kom hulle by die graf aan, net toe die son opkom. Hulle vra toe vir mekaar, wie sal vir ons die klip voor die ingang van die graf wegrol? En vriende, baie keer is dit met ons so, dat as ons iets wil doen, ons het iets in die hart, of ons beleef die Here gee vir ons iets om te doen, en ons sien 'n obstruksie, of ons weet van 'n klip in die pad, dan bly ons sit. En dan kom ons nie aan die beweeg nie. Ons laat toe dat daai obstruksie ons verlam. Maar hierdie vrouens het geweet van die klip. Hulle het nie geweet hoe gaan hulle hom wegkry nie, maar hulle het gegaan. En ons moet dit by hulle leer. So baie keer in die lewe gebeur dit dat ons hierdie goed sien, en dan bly ons net sit. Maar wat sou gebeur het as hierdie vrouens bly sit het? Die klip sou steeds weggerol gewees het, maar hulle sou dit nie gesien het nie. Hulle sou dit nie geweet het nie. En so gebeur dit met ons ook, dat ons dikwels 'n wonderwerk in ons lewe eintlik mis. Dat ons iets waar die Here vir ons 'n pad oopmaak mis, omdat ons bly sit, wanneer ons aan die beweeg moet kom. Dis 'n geloofsdaad. Ek doen wat ek kan doen in die krag van die Here, en dit wat ek nie kan doen nie, dit los ek in sy hande, en vertrou hom daarmee. Dit is net soos met 'n boer. As hulle hierdie jaar droogte voorspel, en hy plant nie, dan gaan daar nie 'n oes wees nie. Maar hier is 'n paar boere in ons gemeente, en hulle weet, baie keer, dan is dit 'n droër jaar, maar hulle plant steeds. Hulle stap uit in geloof, in vertroue. En dan is daar 'n wonderwerk. Die klip was baie groot, maar toe hulle opkyk, sien hulle dat dit klaar weggerol is. Nou, hoeveel keer het dit al in my lewe gebeur dat ek dit beleef? Ek moet iets doen, byvoorbeeld, ons seun moet universiteit toe gaan. Maar daar is 'n groot klip. Ons het nie geld vir dit nie. Of 'n keer het ons kar gebreek, en hulle maak die kar reg, en ek kry 'n rekening van R37.000. En 'n ander keer het ek 'n geskil gehad met iemand, en ek moet dit met hom gaan uitsorteer. Nou, wat betref die keer toe ons seun moes universiteit toe gaan, ons het nou maar in geloof uitgestap en hom gaan inskryf. En intussen probeer ek om aansoek te doen vir 'n lening en goede, en
Op die laaste dag van Februarie, hy is al amper 'n maand op universiteit, sê iemand vir my van 'n beurs. En ek gaan op daai bladsy, dis van die onderwysdepartement, en toe ek sy ID-nommer intik, toe sê dit pre-approved. Want hy was een van die top 3 studente in die skool. En hy kry 'n volbeurs. Die laaste dag, daai dag sluit die aansoeke. Hoe goed is die Here? Maar ons moet in geloof uitstap. As ons nou gesê het, nee, daar's nie geld nie, hy kan nie universiteit toe gaan nie en ons hom by die huis gehou, dan het ons daai wonderwerk gemis. Met ons kar wat gebreek het, in daai tyd breek hulle by ons huis in. En hulle steel alles wat stikkend is en wat ons nie meer gebruik nie. En toe die versekering uitbetaal, R37.000. Van wie af is dit? Die ou met wie ek 'n fete gehad het, toe ek daar by hom aankom, het die Here al in sy hart gewerk. En hy ontvang my met oop arms. En die ding word uitgesorteer. Sommer vinnig. Maar ons het nodig om eers in geloof uit te stap. Om wanneer ons weet ons moet iets doen, dit te doen. Al is daar klippe in die pad. Al is daar obstruksies, al lyk dit vir ons onmoontlik. Begin het. En vertrou die Here. En op die regte tyd, dan doen hy 'n wonder. Daar was ook al tye wat ek nie uitgestap het nie, wat ek bly sit het. En hoe langer ek bly sit het, hoe groter het daai klip geword. In my hart, in my kop. Ek kan naderhand nie verby hierdie klip sien nie. En dis nie dat die Here dan opgehou het om Here te wees nie, dis nie dat hy nie meer in staat is om dit te doen nie, maar in my kop het die obstruksie so groot geword dat my geloof kwyn. Daarom is hierdie beginsel vir my so belangrik vir elkeen van ons in ons lewe. As jy iets in die hart het, as jy 'n droom in jou hart het, stap uit en begin iets daaraan doen. Al sien jy hoeveel klippe in die pad, al sien jy hoeveel obstruksies, al staan mense jou teë, vertrou die Here. Hy sal vir jou 'n pad maak. Hierdie 3 vroue wou na Jesus toe gaan. Al was hy op daai stadium na die beste van hulle wete dood. Hulle wou net sy liggaam gaan balsem. Maar daar was 'n klip in hulle pad. Partykeer wil ons ook tot die Here nader, wil ons ook na God toe kom. Maar ons beleef 'n klip in ons pad. En ek wil net 3 daarvan so vinnig noem. Die eerste klip wat ons kan keer om na God, na Jesus toe te kom, is sonde en skuldgevoel. As 'n mens 'n skuldgevoel het teenoor iemand, as jy nou dink aan iemand teenoor wie jy op 'n stadium baie skuldig gevoel het, dan het hy nie vrymoedigheid met daai persoon nie. Dit is amper asof jy hom vermy. Jy wil eintlik nie nou by hom wees nie. En so is dit ook met die Here. Wanneer ons rondloop met 'n skuldgevoel in ons hart oor goeders teenoor die Here, dan bring dit in my hart 'n verwydering met God. Dis asof ek ver van God af voel. Ek dink, ek kan nie nou naby hom kom nie, want kyk net wat het ek nou weer aangevang. En dan word daai sonde of daai skuldgevoel 'n klip in my pad. Maar ouens, dis presies waarvoor Paasfees was. Dis die rede hoekom Jesus gekom het. Is juis om daai klip uit ons pad uit te vat. Want dit het elke mens op hierdie aarde verhinder om in God se teenwoordigheid te kom. Maar vandat Jesus die prys betaal het, is die pad vir elkeen van ons oop. Want wanneer ek dit na hom toe bring,
dan vat hy daai sondeskuld heeltemal weg. Ons lees dit mos daar in 1 Johannes 1 vers 9, maar as ons ons sondes bely, hy is getrou en regverdig, hy vergewe ons sondes en reinig ons van alle ongeregtigheid. So as jy weer skuldig voel oor 'n ding wat jy verkeerd gedoen het, moenie met dit in jou hart rondloop nie. Moenie dink, ek moet myself nou eers weer daaroor kastei nie. Jesus het die volle prys betaal. En ek en jy kan niks by dit byvoeg nie. Hy het dit klaar betaal. Maar bring dit eerlik en openlik na hom toe. Vertel hom van dit wat jy verkeerd gedoen het. En bely dit en sê, Here, ek is jammer. Vergewe my. En hy beloof, as ons sonde bely, hy sal vergewe. En hy sal ons reinig van daai ongeregtigheid. Dit beteken, wanneer God dan na jou kyk, sien hy geen sonde meer nie, sien hy geen skuld meer nie, hy sien net sy kind. En daarom moenie toelaat dat hierdie klip in jou pad bly lê, as jy tot die Here wil nader nie. 'n tweede ding, wat ek dink 'n groot klip is besig wees. En in ons tyd is dit 'n verskriklike probleem. Ons loop met ons selfone oral waar ons gaan. Selfs in die badkamer sit jy met 'n selfoon. Daar's nêrens 'n tyd wat jou kop net bietjie stil word en afskakel nie. En wat jy net kans het om bietjie buitekant jouself te fokus. Jou geestelike antennes uit te stoot. En God se teenwoordigheid, sy liefde te beleef nie. Partykeer het ons nodig om bietjie te vas van tegnologie. Om net bietjie stil te word en die Here kans te gee om met my te praat. Julle onthou toe Elia, nadat hy die Baal-profete doodgemaak het en gebid het en die vuur uit die hemel gekom het en alles, toe wil Isebel hom doodmaak en toe vlug hy daar in die woestyn in. En toe het die Here met hom 'n ontmoeting. Die Here vat hom na 'n berg toe en sit hom in 'n skeer en maak hom met sy hand toe. En dan kom daar 'n rukwind en 'n aardbewing en allerlei goed en dan staan daar en daarin was die Here nie. En toe kom die slagte fluistering van die aandwind. En daarin was die Here. En as ons nie bietjie stil raak nie, dan mis ons daai stem. Partykeer is ons so besig in ons koppe met werksdinge, met besigheid en allerlei goeders. Dis soos Louis Malherbe vertel het, hy sê, dan gaan sit hy om stilte tyd te hou, dan herinner die duiwel hom aan dit wat hy nog moet doen en dat wat hy nog moet doen. Hy sê, en dis asof sy kop net nie afgeskakel kry nie. En toe leer hy hom, as hy daar gaan sit om stilte tyd te hou, dan sit hy sy dagboek langs hom neer. En as die duiwel hom aan iets herinner, dan skryf hy dit neer en sê hy, dankie duiwel, nou kan ek dit vergeet, ek het dit neergeskryf, ek sal dit nie later vergeet nie, ek sal daarby uitkom, nou kan ek fokus op die Here. Dankie dat jy my gehelp het om my dag te beplan. Maar ons het nodig om op 'n plek te kom waar ons nie die hele tyd net besig is nie, maar bietjie afskakel en stil word, sodat ons God kan ontmoet. Andrew Murray het 'n boekie geskryf met die naam van Om op God te wag. Dit beteken dat ek iewers gaan sit, stil word, my aandag van al die ander goed afhaal en na die Here toe draai en op hom wag in die verwagting dat hy met my sal ontmoet. Die derde enetjie is, God is nie altyd ons prioriteit of ons eerste liefde nie. Miskien was hy dit op 'n stadium, maar het dit met ons ook gebeur, soos met daai gemeente in Openbaring van wie hy sê, ek het dit teen julle het my nie meer so lief, soos in die begin nie.
Miskien het ons liefde bietjie begin vervlou. Ons weet ons het die Here nog nodig, en daarom hou ons nog stilte tyd, so maar hy is nie meer ons eerste prioriteit nie. Hy kry die oorskiet. Die oorskiet van my tyd, en my aandag, en my energie. Ek lees hierdie gedeelte in Jeremia 29, nou ons lees altyd vers 11, wat sê, ek weet wat ek vir julle beplan, sê die Here, voorspoed en nie teëspoed nie, 'n toekoms en 'n verwagting. Ons lees daai versie, maar net die volgende versie sê, dan sal julle my aanroep en heen gaan en tot my bid, en ek sal na julle luister. En julle sal my soek en vind, as julle na my vra, met julle hele hart. En ek sal my deur julle laat vind, spreek die Here. Wat 'n kosbare gedeelte. As jy vandag sommer so 'n bietjie dink, is God regtig vandag eerste prioriteit in jou hart? Of het ander goeders so belangrik geword, dat jy nog 'n verhouding het met die Here, maar dis nie meer eerste prioriteit nie. Dan roep die Here vanmôre na ons en sê, my kind, kom weer na my. Vir daai gemeente, wat hy voorgesê het, ek het dit teen julle, dat julle my nie meer so lief het, soos in die begin nie, dan sê hy, bekeer julle. Hy sê, verander weer julle denke. Julle het nou, julle koppe het begin wegdraai van my af na ander goeters toe. Verander dit weer, kom terug na my toe. Hy sê, en doen weer wat julle in die begin gedoen het. Dis net 'n paartjie wat uitgaan, en hulle is vreeslik verlief, en dit gaan so goed met hulle, maar na 10 jaar van getroude lewe, leef hulle nou maar net saam, en daar's eintlik niks meer tussen hulle nie. Want hulle het opgehou om te doen wat hulle gedoen het, toe hulle verlief geraak het. En ons het nodig om dit weer te doen, met die Here. Toe jy die Here leer ken het, toe jy 'n ontmoeting met die Here Jesus gehad het, wat het jy toegedoen? Jy het oor alles met hom gepraat. Jy het baie keer gaan sit en sommer net hoofstukke en hoofstukke in die Bybel gelees. Jy het in die oggende vroeg opgestaan, om met hom tyd te spandeer. Maar nou het die duiwel gekom vir jou gesê, hey, jy dof, jy kan dit mos in die aand ook doen. En nou doen jy dit in die aand, maar dit is nie so effektief nie. Want jy gee nie jou beste tyd nie. Ek sê nie net, jy moet dit in die oggend doen nie, maar ek bedoel maar net, gee vir hom die beste. En stel hom eerste in jou lewe. As ek dan afsluit, daar was hierdie eerste wonderwerk van die klip wat weggerol is, maar daar was hierdie groter wonderwerk. Moenie skrik nie, sê die engel vir hulle, julle soek Jesus van Nasaret wat gekruisig is. Hy is uit die dood opgewek. Hy is nie hier nie, kyk, daar is die plek waar hulle hom neergelê het. Hulle kry 'n wonderwerk van 'n klip wat weggerol is, maar dit was nie die groot wonderwerk nie. Die groot wonderwerk was, Jesus is opgewek. En omdat Jesus opgewek is uit die dood, het dit vir ons die grootste klip in ons lewe uit die weg geruim, die dood. Paulus skryf op 'n plek waar hy sê, ons het ons lewe lank as slawe in vrees vir die dood gelewe. Nou is dit verby. Dis nou klaar, want Jesus het opgestaan. Hy het die dood oorwin. En kyk wat ter groot wonder gebeur daar so in vers 9, ons het by vers 8 opgehou lees, vers 9 sê, na Jesus se opstanding vroeg die Sondagmôre het hy heel eerste aan Maria Magdalena verskyn, uit wie hy van tevore 7 bose geeste uitgedryf het. Sy was een van die 3 vroue wat na die graf toe gekom het. En sy was die eerste persoon aan wie die opgestane Here Jesus verskyn. Mag jy ook sulke deurbrake, sulke wonderwerke beleef, omdat jy
Nie wag tot al die klippe uit die pad is voordat jy aan die beweeg kom nie. Maar omdat jy doen wat jy weet jy moet doen en God vertrou vir die res. Ook wanneer jy tot God persoonlik wil nader, dat jy sal kom, al voel dit vir jou asof daar klippe is. Kom praat dit met hom, vertel hom van die klippe wat jy beleef, en hy sal jou help om dit uit die pad te kry, sodat jy ook met hom kan ontmoet, soos Maria. Here Jesus, baie dankie dat ons op hierdie opstanding Sondag kan terugdink aan dit wat daar gebeur het, aan die betekenis van u opstanding. Here Jesus, u opstanding het vir ons die grootste klippe uit die pad geruim. U kruisdood het ons sondeskuld uit die pad gevat. U opstanding het vir ons die dood oorwin. En u het opgevaar na die hemel, en u sit nou daar aan die regterhand van die Vader, waar u vir ons pleit. Dankie daarvoor, Here. Dankie dat u so betrokke is in ons lewe, dat u nie net eenmaal aarde toe gekom het, om vir ons redding te bring nie, maar dat u steeds deur u Gees wat in ons woon, elke dag, oomblik vir oomblik, by elkeen van ons betrokke is. En dat u saam met ons stap, en dat u ons wil help, Here, om as oorwinnaars te lewe, saam met u. Dankie dat u vir ons klippe uit die pad ruim, dat u vir ons die pad oopmaak. Die eerste is, u het vir ons die pad oopgemaak na ons Vader. En dankie Vader, dat ons met vrymoedigheid enige tyd, dag of nag, na u toe kan kom. Net daar waar ons is. Ons kan net in ons hart na u toe draai. En u is daar. Dankie daarvoor. Dankie dat u ook vir ons help in al die uitdagings van hierdie lewe, Here. Wanneer daar klippe in ons pad lê, dan gee u vir ons wysheid, dan gee u vir ons geloof, en so dikwels, Here, doen u vir ons 'n wonder. En daarvoor loof en prys ons u heilige naam. Word u vandag verheerlik, in Jesus se naam. Amen.